Augustus maand. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met harp en lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Vriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing hierdie lied saam. Daar word 'n verhaaltjie vertel van 'n ou jong kerel predikant wat nooit getrou het nie en dit is nou maar so op eers in 'n klein dorpie was hy nou maar die dominee ook al vir 'n goeie amper 30 jaar. En maar soos die tyd aangaan of dalk was dit maar sy persoonlikheid was prediking ook nou nie eintlik so sy gawe nie en toe die gemeente, die kerkraad besluit het om 'n bietjie vernuwend gedink word, toe die hoofouderling dit op hom geneem om iets reg te kry dat die dominee tog nou net as die mense nou so na die skriflesing so begin die koppe kap en afsak om nou vir hom te sê hy moet in sy preek 'n dingetjie insit om hulle nou net weer wakker te kry. So het hy sê toe die volgende vir die dominee, hy sê dominee, as ek vir dominee die teken gee, dan weet dominee die mense is nou min of meer aan slaap. Dan sê dominee net die volgende: gemeente, ek moet vanoggend vir u sê, die beste tye in my lewe was in die arms van 'n vrou. En dan dominee, as dominee sien hulle is wakker en so, en dan sê dominee, ek is so lief vir my moeder, wat my altyd so vasgehou het as jong kind. Maar dan is die mense wakker, dan kan dominee aangaan. Dominee sê, dis nou 'n plan broeder, dis 'n plan hierdie. So het dominee aangegaan en man, hy is sommer opgewonde, want hy weet as hy nou die ou preekie lees so deur, gaan hy nou op die punt kom waar dit min of meer die regte tyd is en hy kyk die hele tyd vir broer ouderling hier. En toe kom die moment en broer ouderling sê dominee, dis tyd. En hy sê gemeente, die beste tye in my lewe was in die arms van 'n vrou en daai gemeente se koppe lig so op en hulle stamp in mekaar en hulle praat onderlangs en die dominee gee nou daai gewyde half sekondes nou dat die gemeente wakker word. En hy staan so, en hy dink, hy sê, broer ouderling, wie was sy nou weer gewees? Vriende, eintlik wat ek moet nou net op 'n manier by Vrouedag uitgekom het, so dink ek nou maar, sal nou maar hier omgaan.
Vriende, ons het gister Vrouedag gevier en ek wil graag vanoggend eer bring aan vroue in die kerk ook, en in geloof, en in ons huise, en in die samelewing, en in die regering, en oral, want daar is oral, julle se vroumense is ons maar oral, dis ons hoe dit werk, nee, ek wil graag hier vanoggend, dat ons sal bid vir vroue. Ons het nou 'n dag gevier in ons land, en dat hierdie week, en is daar nou baie op die radio gewees, verskeie gesprekke en dinge, maar ons weet mos maar, as dit nou nie vir julle was nie, was ons ook nie hier nie, maar vroue het so groot rol in die samelewing, en ook in die kerk. En ek kyk net in die week, in Irak en so aan, waar die Christene moet vlug, en jy sien die ma's, wat die gesinne en die kinders moet help vlug, want die paas, die veg ergens, of is ergens ook betrokke, en ek dink net, weer eens, hoe word soveel huise en huishoudings aan mekaar gehou? So ek wil vanoggend vra, dat u, wanneer u nou sal bid, dat u sal bid vir vroue. U kan dink wie in u verwysingsraamwerk daar is om te bid voor, u kan in die algemeen bid, soos u weet, by ons kan jy hardop bid, jy kan saggies bid, jy kan saam met iemand bid, maar ons gaan nou bid, terwyl ek die kerse aansteek, kom ons bid vir vroue, en ons bid dat die Here vroue verder sal oprig, in ons land, in ons gemeenskap, in sy kerk, in die wêreld, om ook hulle take, wat ook al die Here op hulle pad, en vir hulle, op hulle lewe bied, en gee om te doen, dat die Here hulle daarin sal sterk. Kom ons bid vir vroue. Here, vanoggend bid ons as geloofsgemeenskap vir vroue. Ons bid eerstens, Here, vir hulle hier in ons midde, wat in ons eie lewens, Here, in ons gesinne, in ons samelewing hier in Durban wil, hier in ons kerk, Here, elkeen op 'n verskillende manier volgens hulle gawes 'n verskil maak. Here, ons bid vir elkeen hier wat dalk ook vanoggend hier mag sit met haar eie swaar kry, dalk verlange, dalk seer nog, Here. En ek bid dat U deur die Gees met elkeen sal wees. Mag U in elkeen se lewe inspreek ten opsigte van hulle behoeftes, Here, en mag U vrede gee wat U in Filippense 4 beloof. Dit bid ons vandag, Here. Maar ons bid ook vir vroue, Here, in U kerk wêreldwyd, juis ook nou in lande, Here, wat vir die Christene vervolg word, fisies vervolg word en met hulle lewens bedreig word, Here, oor hulle geloof. En ons bid dat hulle sal volhard in hulle geloof, dat hulle kinders en hulle families, Here, sal help om te volhard. Mag U vir hulle krag en geloof gee. Ons bid ook vir ons land, Here, en vir U kerk hier in ons land, waar vroue ook 'n groot rol speel. In die samelewing ook, Here. En dan bid ons ook vir gesinne, waar ons besef wat 'n groot rol ma's speel in die lewens van hulle kinders. En ons dank U dat U ook die voorregte gee vir gesinne om moeders te hê. Here, dankie dat ons kan bid saam met 'n land vir vroue vanoggend en ook elkeen so aan U kan opdra. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Vriende, kom ons neem weer ons liedboeke op. Ons gaan kyk na lied 492 toe. Lied 492, daar's 2 verse. Dit gaan daaroor dat die Here vreugde en vrede bring. Dat ons oorwinnaars is
deur die liefde van ons Here. Jy sal sien, dis Romeine 8, ons is laasweek 'n bietjie daaroor gepraat, ons is toe oor na Romeine 9 en 10 toe nou, maar dat ons weet, dat niks ons van God se liefde kan skei nie, en daarom is daar vir ons vreugde in. Die Here ook vers 1 wat sê, die Here breek die band van sonde. Ons het daaroor gepraat laasweek. So kom ons sing hierdie lied ook staande, lied 492. Ons sing albei die verse staande saam. En die van die wat wil blaai, kan blaai na Romeine 10 toe. Ek wil begin deur so 'n paar sinne net te sê oor, ons het verlede week uit Romeine 9 gelees. Ek wil 'n bietjie aansluit daarby. Miskien was van julle nie hier nie. Die eerste 8 hoofstukke van Romeine praat Paulus oor die noodsaaklikheid van ons verlossing. Die noodsaaklikheid dat elkeen vrygespreek moet word van die sonde en die dinge. Dat niemand homself kan red nie, staan daar. Ons gaan nou weer 'n bietjie kyk na Romeine 3 toe. Hy praat oor die verlossing wat ons ontvang deur in Christus Jesus te glo en dat daar 'n nuwe lewe is in Christus. Romeine 8 begin dan met hierdie verse wat sê daar is nie meer veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dis die evangelie. Jy kan jouself nie red nie, net geloof in Jesus Christus kan jou red. En toe het ons gekyk na hoofstuk 9, ons het laasweek die teks gelees, die eerste 5 verse daar, waar hy eintlik praat oor sy droefheid en sy hartseer, wat hy sê hy kan eintlik nie glo dat sy volksgenote, die Jode, die Israeliete, hy kan nie glo dat hulle nie wil glo nie. En hy begin weer vir hulle die hele verhaal vertel. Hy sê, julle het 'n klomp voorregte gehad as volk, en ek het nou daai voorregte ook deurgetrek na ons toe vandag, wat ons help eintlik. Hy het gesê, julle het die voorreg om die reg te hê om kinders van God te wees, om aangeneem te word deur 'n God, wat sê, ek wil vir jou 'n God wees. Nou vriende, ons het daai selfe voorreg, julle klomp verse wat sê, as jy die Here aanneem, het jy die reg om sy kind te wees. En dan het hy gesê, en julle het God se heerlikheid ervaar in die Ou Testament, waar die Here op sekere plekke sy heerlikheid gewys het in die Nuwe Testament, deur Jesus se opstanding en al sy heerlikheid, sy opvaarding na die hemel toe, sy sit aan die regterhand van God, ons ervaar God se heerlikheid. Hy sê, julle het die voorreg om nou in 'n verhouding met God, die lewende God te kan leef.
Hy sê verder, julle het sy wet ontvang. Sy wet, ons het die Bybel ontvang wat vir ons leer hoe om te lewe in hierdie lewe. Julle kan in die kerk of in die tempel, sê hy vir hulle, ons kan in die kerk in 'n geloofsgemeenskap kan ons aanbid waar ons ondersteun word in ons geloof, maar ook fisies in ons nood ondersteun word met liefde van ander gelowiges. Hy sê, dan het God nog sy beloofde seëninge vir julle gegee. So hy praat met die Jode en hy praat eintlik met ons dan ook vandag en sê, julle het eintlik hierdie hele storie, het hierdie hele aanloop, wat die volgende punt is, hy sê eintlik nog verder dan vir hulle, en hierdie Christus kom dan nog uit julle midde ook uit julle voorvader sy geslagsregister uit. Julle moet net glo in hom. En hy sê, hy's droef daaroor, hy's hartseer daaroor. Dieselfde eintlik dan geld vir ons gelowiges vandag, wat ons het hierdie storie, selfs ons in ons eie land, en in ons eie kerk, het hierdie storie van hoe die Here hierdie pad met ons gestap het, hy sê net ons moet bly glo. Ons weet, ons kan sy kinders wees, ons is sy kinders. Kom ons lees, nou ek wil sommer daar by hoofstuk 9 vers 30 rond begin, so u kan, die wat volg, kan daar lees, Israel in die Evangelie, hy sê, wat is nou ons gevolgtrekking? Dit, die heidene, het nie God se vryspraak gesoek nie. Hulle wou nog nie God se aandag trek nie, maar hulle het nie geweet eers daarvan nie, maar hulle het dit gekry, want hulle het die vryspraak deur geloof gekry. Israel daarteenoor het 'n wet gesoek, waardeur hulle God se vryspraak sou kon kry. Ek wil dit verander, ek wil sê, waardeur hulle God se vryspraak kon verdien, as hulle die wet onderhou. Maar by so 'n wet het hulle nooit uitgekom nie. Waarom kon hulle nie by die vryspraak kry nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het ook die struikelblok gestruikel waarvan daar geskrywe staan, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, waaroor 'n mens struikel, 'n rots waarteen jy jou stamp, maar wie in hom glo sal nie teleurgesteld word nie. Broers, my hartewens in my gebed tot God vir my volk, is dat hulle gered sal word. Want ek kan van hulle getuig, dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie? Dit is om Christus af te bring, of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie? Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat aan hom glo, sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is die Here wat van almal, en hy seën almal wat hom aanroep, ryklik, want elkeen wat in die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek gaan net tot daar lees. Ek wil vanoggend met u kom praat oor die vryspraak, oor verlossing. En ek wil dit amper so 'n bietjie probeer aan die hand van 'n skaal, probeer maar sien, skaal, ek weet nie, 'n skaal probeer verduidelik. Waar die een kant van die skaal Israel se voorbeeld is, wat praat oor wetsonderhouding. Jy moet die wet neem en die manier hoe jy die wette onderhou en volgens die wet lewe, kan jy goed genoeg lewe om dan die lewe te verkry, sê ons teks daar in hoofstuk 5, vers 5. En dan is daar die ander kant wat ek amper wil sê, mense amper meer vandag sien, en ek wil dit amper net goedkoop genade noem. Ek sal nou net weer verskryf. En dan is daar die middelpunt, die ewewig. En ek wil sê, die teks praat van God se manier van vryspraak. So kom ons kyk 'n bietjie na Israel. Israel, daar vers 1 en 32 sê, die heidene het die vryspraak nie gesoek, het dit gekry, want dit was deur geloof. Israel het 'n wet gesoek, wat hulle God se vryspraak kon kry, maar hierdie wet het hulle nie by uitgekom nie.
Hoekom nie? Want hulle het nie op die geloof gebou nie, maar op hulle eie prestasies. En dan vers 1 tot 4 wat dit weer herhaal, wat sê ek kan getuig, hulle het regtig probeer, hulle was ywerig om goed te lewe en alles, maar hulle wou niks van God se manier leer nie. Hulle het probeer om op hulle eie manier die vryspraak te kry. En dit het nie gewerk nie. En dis hoekom hy dan nou sê daarso, en ek is hartseer. Ek bid tot die Here, want my volk moet tot gered word. Israel kon nie die vryspraak kry nie, want hulle wou nie op geloof bou nie. Hulle het letterlik gebou op hulle eie prestasies. In eie prestasies in die sin sê, hulle het gebou op wetsonderhouding. Hulle het probeer om goed genoeg te wees, dat God hulle sal aanvaar, dat God hulle sal vergewe, en dat hulle dan met ander woorde die ewige lewe saam met die Here kan kry. In 'n mate beteken dit eintlik dat hulle eie geregtigheid gesoek het voor God. Dat hulle eintlik vir die Here kan sê, maar Here, ek is eintlik goed genoeg, U moet dit vir my gee. En daarom is Paulus so hartseer oor hulle, want hy sê, hulle is ywerig, hulle maak erns met hulle godsdienst. Dit is nie dat hulle goddeloos probeer wees, of iets anders probeer doen nie, hulle is ywerig om God se wil te doen, maar hulle het net nie die regte insig nie, en dis hoekom hy oor en oor in Romeine vir hulle verduidelik, en sê, julle is reg, julle volg die regte pad, maar die volgende stap mis julle, en dis Christus. Julle moet dit verstaan, hy is die Messias, hy is die een wat nou in hierdie storie van julle volgende kom. Julle moet dit net aanvaar. Maar hulle het nie Jesus as die Messias aanvaar nie. Ek dink vandag toe nog kry ons mense, ook gelowige mense, wat probeer om deur goeie dade in 'n mate, wil ek sê, God te beïnvloed. Selfs om te dink dat hulle gered kan word in 'n manier daardeur. Wat 'n bietjie vergeet dat vryspraak net deur Jesus Christus kom. Want sien, as jy na jou lewe kyk, en jy met ander praat, en dan kyk jy na ander mense rondom jou, dan sien jy, maar ek is eintlik nou nie so sleg nie. Jy meen, jy hoef net die nuus te kyk, of die koerant te lees, dan dink jy, maar ek is eintlik in die top 5, jy weet, ek is eintlik regtig nie so sleg nie. Ek het hom nou nie heeltemal 'n bedrieger, of 'n moordenaar, of 'n verkragter, of 'n wat ook al nie, en so aan, amper sê ek nou iets verkeerd, en vergeet ons word getyp. Ek het 'n goeie werk, jy weet, ek werk nie vir julle weet, in elk geval, so ek is dan nie te sleg nie. Die probleem is, jy meet jou teen ander mense. Jy meet jou teen ander, en gewoonlik soos ons nou maar is, ons meet ons gewoonlik aan die net na die een kant toe. So ons meet ons nou teen die wat slegter is as ons. Ons kyk na die samelewing en ons sien daar's mense wat eintlik baie erger goed as ons doen, so dan beteken dit ons is eintlik okay. Ons is dalk nou nie die beste nie in terme van geloof en in terme van goeie dade nie, maar ek is dan nou ook nie die slegste nie. So eintlik is ek alright. Die eindelike ding is, as jy oor wetsonderhouding wil praat, dan moet jy weet, jy moet nie teen ander mense meet nie, jy moet jou teen die wet meet. Jy moet jou teen die woord meet. Jy moet meet na dit wat die Here kom sê het in die begin reeds met die 10 gebooie, en hy het gesê, dis die wet, dis hoe jy moet lewe. Want sien, as jy dit doen, dan besef jy, daar's net geen manier dat jy vryspraak kan kry ten opsigte van wetsonderhouding nie, want niemand kan so lewe soos God vra nie. Niemand kan 100% deur wetsonderhouding sê, ek is 'n goeie mens en ek doen alles reg, en die Here moet my op grond daarvan red nie. Aan die ander kant, as ons oor die wet praat, en ons kyk na die wet, dan besef ons ook, is daar van ons, wat ook aan die ander kant toe besef daarom, maar ons is definitief nie goed genoeg nie. Ek het definitief 'n klomp goed in my lewe, dalk vergewensgesindheid oor iemand, oor iets in die verlede, of wat ook al, waarmee ek so sukkel om ontslae te raak van dat ek nie goed genoeg is nie. Maar dat dit maak dat ek begin twyfel in my geloof. Ons het ook mense, baie van ons, wat twyfel en sê, maar, jy weet ek is vrygespreek deur die Here, maar daar's net sekere goed waarmee ek so sukkel, dalk 'n bepaalde sonde, dalk om iemand te vergewe, dalk om die liefde wat my vyande is, want ek haat hulle nog so. Omdat daar dalk iets in my lewe gebeur het, dat ek sukkel, dat ek dan twyfel oor my geloof. Dit vind ons ook, wanneer ons oor wetsonderhouding en al hierdie dinge praat. Hoe dan nou gemaak? En nou kom ons by God se manier. En God se manier som ons altyd in een woord op, en dis genade. Genade.
Ek lees vir julle uit Romeine 3, vers 20 tot 24. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer mens wat sonde is. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Ek kan dit nie beter as dit stel nie. Dit, vriende, is God se manier. Dit is waarvan Paulus praat. Hy verwys in 'n mate eintlik dan terug na wat hy reeds hier in Romeine 3 gesê het, en hy sê dit is God se manier vir vryspraak. Nou nie by vers 8 rond sê die volgende, hy sê met jou mond bely jy dat Jesus die Here is, met jou hart glo jy dat God hom opgewek het en jy sal gered word. Dis God se manier. Wanneer ons oor vryspraak, oor verlossing praat, is dit God se manier. En dis die evangelie van genade. Dis nie moeilik om te verstaan nie. Ek dink dit is baie keer vir ons moeiliker om aan te aanvaar, want ons het 'n paar keer nou al oor genade gepraat. Dit is lekker as ek dit besef en ek aanvaar dit van 'n God, om dit uit te leef is 'n ander ding, en om genade te gaan uitleef, en God se genade ook vir die ander mense, die wat ek nou dink slegterig as ek is, om God se genade vir hulle ook te verstaan, is nie altyd so maklik. Maar dit is God se manier, nie net vir die gelowiges nie net vir die volk Israel nie. Hulle sê dan verder, die heidene het dit ook nie, het dit nie gesoek nie, maar het gekry, want hulle begin glo in die Here. En dis God se manier, is genade. Ons vier dit in die doop en in die nagmaal, die sakramente, elke keer as ons die sakramente doen, vier ons God se genade vir ons. Paulus sê dit oor en oor in Romeine, hy sê glo dit net, aanvaar dit en leef dit. Dis waaroor die teks gaan, dis waaroor vryspraak gaan. God gee dit vir jou. Jy kan dit nie verdien nie. Maar nou wil ek na die ander kant van die pendulum toe gaan. Want dis wat ek baie keer vandag beleef, en dis wat ek wil noem goedkoop genade. Dis die kant waar die mense, ons, God se genade, goedkoop begin maak het. Want ek is mos nou gered. Alles is mos okay. Ek hoef nie meer te bekommer nie. Ek kan maak en ek wat ek wil, want die Here vergewe weer, ek moet net vir hom vra. Hy is my vriend. Jesus sal altyd my vriend wees, maak nie saak wat ek doen nie. Die evangelie vra mos nie net iets van my nie, want ek kan mos niks doen om nou die ewige lewe te kry nie. So hy vra mos nou niks verder van my nie. Is net nodig dat ek net seker maak alles is alright net voor ek doodgaan. Dan is dit alright, want eintlik dan dink ons net aan die hemel in eendag, jy weet. En dis nie waar nie. Dit is so verkeerd. Dis weer daai mentaliteit van dink ek moet net eers tot bekering kom en met die vryspraak aanvaar en dan gaan dit weer oor die eendag as ek wil hemel toe gaan. Maar ons het al soveel keer gesê dit gaan eintlik oor hierdie lewe juis ook wat die Here wil hê ons moet op 'n bepaalde manier lewe. En daarom gee hy sy genade nou reeds vir ons hier in hierdie lewe om anders te lewe, om anders te kan lewe. Ons is uit genade alleen gered deur geloof. Efesiërs 2 sê dit so baie mooi. Dit is ons vryspraak. Dit is ons verlossing. Maar vriende, daar volg iets daarop. Anders is dit goedkoop genade, wat niks van my vra nie. Daar volg 'n lewe van dankbaarheid, wat getuig dat dit wat jy in jou hart glo en met jou mond bely, wat daarvan getuig. Wat wys dat jy is ernstig as jy iets bely van die Here en jy sê jy glo met jou hart. Jakobus 2 help ons hiermee, en ek gaan vir julle lees uit Jakobus 2 vers 14 tot 18. Wat sê, wat help dit my broers, susters, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar's 'n broer of suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou sê, mag dit met jou goed gaan trek warm aan, eet genoeg.
maar jy gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die ene het die geloof, die ander het die dade. Goed, wys my dan jou geloof, wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood, vers 26. So is die geloof, wat nie tot dade oorgaan nie, ook dood. Vriende, ons moet iets daarvan besef. As ons praat oor ons vryspraak, is daar net God se manier, een manier. Glo in Jesus Christus as jou Here. Maar dit is nie die eindpunt van geloof nie. Dit is die beginpunt. Want uit hierdie vryspraak uit moet dan nou iets volg. En dit is 'n lewe van dankbaarheid, 'n lewe wat gelewe word soos die Here dit wil hê. Want dis waarvoor hy ons gemaak het en dis waarvoor hy ons vryspreek. Nie vir eendag om hemel toe te gaan nie, vir nou reeds. En daarvoor wil ek terugkom na die wet toe. Die wet, die gebooie, die Bybelse leefwyse is nie deur Jesus se kruisdood opgehef nie. Die wet is nie klaar gemaak en gesê dis nou klaar, maak toe die boeke gaan bære hom nie. Die wet is juist daar om, wanneer die Here vir ons die vryspraak omgee, het Jesus die wet kom vervul. Het hy kom sê, julle het nie meer nodig om so te lewe om gered te word nie. Maar nou is hy vervul. Nou kan jy so lewe omdat jy gered is. Daarom het die wet nie verval nie. Daarom kan ons nie net sê ek kan nou maar maak wat ek wil. Ek kan maar lewe soos ek wil nie. Want dit wat die Here vir ons hier sê is soos hy wil hê ons moet lewe. Dis waarvoor hy ons vryspreek. Jesus maak dit moontlik om in 'n persoonlike verhouding met God te leef. In die wet bly steeds staan. Dit bly die manier hoe God wil hê sy kinders moet leef. Vat maar weer die bergpredikasie, waar Jesus op soveel plekke die wet neem en sê die wet sê so, maar kom ek sê vir julle moet eintlik so lewe. En hy laat nie daai wet verval nie. Hy verbeter hom amper nog. Hy sê daar's nog 'n beter manier. Dit moet nou jou lewe wees, nie omdat die wet so sê nie. Nie omdat die wet sê jy moet altyd die waarheid praat nie. Jou ja moet altyd ja wees en nie moet altyd nee wees. So Jesus kom neem die wet en hy vertaal dit amper in 'n lewe van dankbaarheid. Liefde tot God, liefde tot ons naaste, bly onlosmaaklik deel van ons gelowiges se lewe. Ons kan nie daarvan af wegkom nie, vriende. Geloof en dade gaan saam. Kom ek verduidelik vir julle prakties, dis 'n baie ou voorbeeld. Ek weet nie wat uit E3 of waar kom nie. Maar sê nou maar, daar's 'n hele kantoorgebou, mense wat op die 2de vloer sit en werk en daar hardop iemand by die kantoor in en sê, daar's 'n brand op die 3de vloer, daar's 'n brand op die 3de vloer, julle moet die gebou ontruim. Wie is die mense wat hom glo? Die wat opspring en die gebou ontruim. Die wat doen dit wat hulle sê hulle glo. Heidelberg se katekismes praat geloof van kennis en vertroue. Jy kan die kennis hê daar's 'n brand, maar as jy nie die vertroue het op die een wat vir jou die kennis gegee het nie, dan gaan jy nie iets doen nie, want die vertroue kom in die doen gedeelte. As iemand vir jou die vryspraak kom gee, dan het jy die kennis dat ons weet ek word net deur die Here gered, dis reg. Maar as ek net die vertroue het tot die Here en daai vryspraak aanneem en dan gaan leef daar volgens nie. Hy sê dit wat ons met die hart glo en met die mond bely, moet nou in ons lewe uitkom. Dis waaroor dit gaan, vriende. Dis God se manier. Dis die ewewig, dis die vryspraak deur genade, dis die lewe van dankbaarheid na God se wil. As 'n kort verhaaltjie waarmee ek wil afsluit, wat sê van 'n bedelaar wat jare op straat is en dan eendag loop hy op straat 'n baie ou klasmaat van hom raak. En hy sien dadelik die geleentheid om ietsie te bedel nadat hulle 'n paar klasstories uitgereik het. En die vriend besluit net daar en dan en hy reik vir hom 'n tjek van R1000 uit. Met die versoek dat hy dit moet gebruik om sy lewe nou te verander. By die bank huiwer die bedelaar om in te gaan, om die tjek te gaan wissel, want hy's vuil, hy ruik nie lekker nie, hy lyk nie goed nie. Einde ten laaste besluit hy maar om te draai en terug te gaan straat toe. Maar die volgende dag loop hy toe weer hierdie klasmaat raak,
terwyl hy nog net so lyk soos wat hy gelyk het gister. En hy erken toe, dat hy nie die cheque gewissel het nie. Die klasmaat se reaksie was die volgende: jou klere, jou reuk of jou toestand bepaal nie die waarde van daai cheque nie. Ek en my handtekening bepaal die waarde van daai cheque. Vriende, ons vryspraak, ons lewe, hoe ons lyk, hoe ons lewens lyk, hoe ons die wet onderhou, bepaal nie ons vryspraak nie. Jesus Christus, sy handtekening wil ek eintlik sê, sy kruisdood bepaal ons vryspraak. Die vraag is wat ons daarmee gaan doen. Die vraag is wat jy daarmee gaan doen. Gaan jy kies om die lewe aan te neem? Gaan jy kies om die cheque te wissel en jou lewe te verander? Want dit was tog die doel van die cheque. Dis die doel van die vryspraak, dat ons nuut moet lewe, dat ons anders moet lewe, want Jesus gee vir ons daai geleentheid. En ek dink dis waaroor groot deel van hierdie teks ook gaan. God gee ons sy vryspraak deur Jesus Christus op geen ander manier nie, dis God se manier. Maar wanneer ons dit aanvaar, kies ons wat ons daarmee gaan maak en hoe ons hierdie vryspraak gaan lewe en hoe hierdie vryspraak ons lewe gaan beïnvloed of verander of nie. En daarom is dit my gebed dat die Here ons daarmee sal help. Mag die Here u help om hierdie vryspraak na aanleiding van sy woord en sy wet ook te gaan lewe. Amen. Vriende, ek wil vir ons vanoggend die wet lees. Ek gaan vir ons lees die wet soos dit vervat is in Deuteronomium 5, die 10 gebooie soos ons dit ken. En dan gaan ek ook vir Jesus Christus se eie samevatting van die wet uit Markus 12 lees. U is welkom, u kan net sit en luister. Net weer dink, wat is dit wat die Here van ons vra? Hoe wil hy hê met ons lewe? Deuteronomium 5 sê die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek is die Here jou God en ek eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, want die Here jou God jou beveel het om dit te doen. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, want jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander hê nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of sy vin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Een van die skrifgeleerders het, hulle hoor dit neer en nader gestaan, en hy sien dat Jesus 'n goeie antwoord gee het, vra hy hom dan, Here, wat is dan nou die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here, ons God, is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie.